Ek gaan 'n gedeelte, baie lang gedeelte uit die woord uitlees van 2 Konings die 6de hoofstuk. Dit is 'n baie bekende gedeelte. 2 Konings hoofstuk 6. Ek lees in die week dat Anton Rupert, hy is die rykste Suid-Afrikaner, het in die jaar 2015 net so rapsie oor die 100 biljoen rand minder gemaak as verlede jaar. Hy het nog so paar 100 biljoen rand, hy is miskien nou nie 5 jets kan koop, net 4 jets die jaar, maar hy is nog pretty. Maar Bill Gates, die rykste ou in die wêreld, iets soos $12 biljoen minder gemaak. Warren Buffett, hy is die 3de rykste, die 2de ou so Meksikaanse ou. Hy het iets in die $10 biljoen minder gemaak. En ja, die hele wêreld gaan 'n bietjie rof. Daar's op die oomblik 64 lande wat aan 'n volskaalse oorlog betrokke is. Op hierdie oomblik terwyl ons hier sit. Amerika, the land of the free and the land of the brave, het hierdie jaar 354 geweeraanvalle waar 4 of meer mense, so het was nie net een ou nie, geskiet is. 354, een kort vir elke dag. Amerika, die land waar alles goed gaan, alles voorspoedig gaan. Ons kan omtrent so 'n week of 'n week en 'n half, 2 weke praat oor wat in Suid-Afrika aangaan, oor hoe die goeders gebeur in Suid-Afrika. Alles wat aangaan. Ek was vandag by ou Barry, hy is ou in die valke, en hy het my 'n bietjie vertel van die goed daar, jou hare staan regop. Jy het nie 'n idee wat in hierdie land aangaan nie, en dis korrupsie, en dis dit, en dis dat, en die rand is in sy, en die ekonomie is hier, en dit, dis, ja, rof, en lelik, en moeilik. En Eugene het nou gesê, die vooruitsig vir 2016 lyk glad nie beter nie. Teendeel, alle voorspelling sê dit gaan baie erger gaan as 2015. Maar het jy al iewers in jou lewe vir iemand gesê, jong, ek weet dit gaan rof daar by jou, maar weet jy wat? Daar's ouens wat swaarder kry as jy. Het jy dit al ooit gesê? Ja, dan is dit al allemaal gesê. Nou gaan ek vir jou vanaand 'n stukkie die Bybel uit lees, wat omtrent so 10.000 plus keer erger is as wat jy en ek vandag beleef. Baie erger as wat jy en ek vandag beleef. En ek het mos nou so 'n idee, as God in daardie verskriklike negatiewe omstandighede kon ingryp, kan hy dit vir ons ook doen. Ja, ek dink so. Kom ek lees dit, en ek gaan so 'n hele lou stukkie lees, so ontspan lekker, en lees ek gou daar vir julle uit 2 Konings, ons begin met die 6de hoofstuk, daar by vers 24, is so bekende gedeelte. Tyd later die koning Ben-Hadad egter sy hele leer gemonster en Samaria beleer. Daar het toe, luister hier na, 'n ernstige hongersnood in die stad ontstaan. Na 'n tyd is 'n donkiekop verkoop vir 1 kilogram silwer en 'n handjie vol duiwemis vir omtrent 50 gram silwer. Dinge is nie goed in Suid-Afrika, maar ons het jy al 'n donkiekop geëet? Het jy al duiwemis geëet? Net vanmiddag praat ek met 'n goeie vriend van my, sê ons eet nog sulke dik steaks. En dis die waarheid. Ons het nog die duiwemis geëet nie. Dus dit gaan nog nie heeltemal so sleg nie, maar wag, kom ons lees 'n bietjie verder. En dan gaan jy sien, wat is sleg, my vriend? Op 'n dag, vers 26, terwyl die koning op die stadsmuur verbyloop, roep 'n vrou na hom, help my tog, my heer die koning. Koning antwoord, hy sê, as die Here jou nie help nie, wat kan ek dan doen? Ek het geen kos van die dorsvloot of wyn uit die parskyp vir jou te gee nie. Maar wat is jou probleem, vra die koning? Luister hierna. Sy antwoord, hierdie vrou het voorgestel, gee jou seun dat ons hom vandag eet. Dan eet ons my seun môre. Toe het ons my seun gekook en opgeëet. Die volgende dag sê ek, maak jou seun dood sodat ons hom kan eet, maar sy wou nie en het haar seun
Dit gaan sleg in Suid-Afrika. Maar moes ons al ons kinders eet? Ja, dink jy gaan met my saamstem, this is bad. Dis wat jy noem sleg, my maat. Hierdie is nog nie sleg nie. Hierdie is sleg. Jongen, die koning, in vers 30, toe die koning het hoor, skeer hy sy klere van raadloosheid, soos die koning al met die muur loop, merk die mense op dat hy het 'n roukleed onder sy klere. En hy sê, mag God my tref as ek vandag Elisa, die seun van Safat, op sy kop of aan sy lyf laat bly, sê die koning. Hy dink Elisa het die ding oor hulle gebring. Elisa in sy huis gesit, gepraat met die leiers van Israel. Koning het 'n boodskapper vooruit gestuur, maar voordat hy daar kom, sê Elisa vir die leiers, kyk, die moordenaarskind het iemand gestuur om my kop af te kap. Wanneer hy aankom, moet julle die deur sluit en hom buite hou. Sy koning is egter kort agter hom. Terwyl Elisa besig was om dit te sê, kom die boodskapper daaraan met die boodskap. Die koning sê, die Here het al hierdie ellendes oor ons gebring. Hoekom moet ek nog langer vir die Here wag? Hoofstuk 7, Elisa het geantwoord. Luister na hierdie boodskap van die Here. Dis wat die Here sê. Dis 'n verskriklike negatiewe omstandighede. Dis vreeslik, hulle moet duwe mis, donkiekoppe en nader hulle kinders eet. But now God comes onto the scene. Kyk wat sê die Here. Hy sê môre teen hierdie tyd. Die Here sê vir hulle, in daai stad wat hulle verskriklike krisis, môre teen hierdie tyd sal 5 kg meel of dubbel soveel gars met 11 gram silwer hier in die poort van Samaria was. Ja, die adjudant vertroueling van die koning sê vir die man van God, no ways, daar's nie 'n manier nie, dis nou my eie vertaling. Dit kan nie gebeur nie. Selfs al sou die Here die vensters van die hemel oopmaak. Elisa antwoord hom, jy sê met jou oë sien hoe dit gebeur, maar jy sal niks daarvan eet nie. Broers en susters, sou die koning 'n plan kon uitdink, sou die koning 'n plan kon maak, waar dit so haaglik is in daai stad, dink jy hy sou binne 'n week, sou hy kon die hele ekonomie omdraai? Dink jy dit sou om 2 weke gevat het, om goed goud te plant, en dat daar weer bietjie kos opkom? Dink jy, dit sou 'n maand, ek het die idee dat dit sou dalk maande gevat het, as die koning iets kon bewerkstellig, en hy kon 'n groep ouens kry om bietjie die ding te reël en die ding reg te maak. Dit sou baie lank gevat het, maar die Here sê, môre die tyd. Môre die tyd, dan gaan ek iets vir julle doen. En hier kom God se plan in aksie, en dis amazing. Luister hier na die 3de vers. Daar was 4 melaatses by die ingang van die stadspoort. Ja, die ou sit so, hulle gekuier, hulle praat, hulle sê, hoor wat sê hulle, dit is so waar, hoekom moet ons hier sit en wag om dood te gaan? As ons die stad ingaan, maak ons dood. Melaatse mag nie daar inkom nie, hy moet buite bly, hulle sal net daar doodmaak. Hy sê, as ons hier bly, gaan ons van die honger dood, man. Sê, weet julle wat? Kom ons stap oor daar na die vyande toe. Miskien is hulle 'n goeie by, miskien gaan hulle ons help. Miskien maar as ons nie help, kop af. Ons gaan dood. Stad dood, buite dood, vyand dood, ons gaan dood. So why worry, let's go for it. Hulle het niks om te verloor nie. En hier stap hulle af. Vers 5, skemerdonker gaan hulle na die Arameese kamp toe. Toe oor die kant van die Arameese kamp kom, kry hulle groot verrassing. Daar was niemand nie. Kyk na vers 6. Die Here het dit so bewerk, dat die leer van Aram, die gedreun van strydwaans, die gelop van perde, en die gedruis van 'n naderende leer gehoor het. Kyk na vers 6. Die Here het dit so bewerk. Die Here het dit so bewerk. God made a plan. God organized something. God had a scheme.
en hy het dit so bewerk. My broers en susters, weet jy wat, met my hele hart en met my hele wese wil ek na die Here toe kom vanaand en sê, Here, wil U nie weer iets bewerk vir ons nie? Here, wil U nie weer 'n plan vir ons maak nie? Here, wil U nie weer iets bewerk en iets daar na vore bring en weer 'n wonderwerk, dat ons kan sê, môre, hierdie tyd, 2016, hierdie tyd, dan kan ons sien hoe dat die hand van die Here en die guns van die Here en die goedheid, want die Here het dit bewerk. God is nog steeds iemand wat goed bewerk. Want die Bybel leer ons, hy is gister, vandag, tot in alle ewige, daar is nie verandering by hom nie. En jy kan vanaand moed skep. Ja, die vooruitsig lyk so waar nie goed nie, maar ons dien 'n God, wat goeders kan bewerk. Ons ken die storie, ons gaan nou 'n bietjie by dit kom, maar kom ons kyk net na die wonder van wat God doen. 4 melaatse ouens, nou ons het Kersdag toe ons gesê, God gebruik donkies. Daarom kan hy vir jou en my gebruik. Daarom is ons in die bevoorregte posisie. En hier kom 'n hele stad moet gered, 'n paar duisend mense. En God maak 'n plan om hierdie stad te red, om hierdie stad om verlossing te bring. En as jy en ek nou as ons met respek kon sê, die Here was, dan sou ons na een van die, of so 'n paar soldate, vegters, manne wat fiks was en sterk was, wat as hulle so aan jou aankom, sien hier kom moeilikheid aan. So waar, ons sou nie daar buite kan die dorp op die ashoop, daar waar hulle moes bly, uitgewerp, niemand mag hulle gesien het, niemand naby, ag julle het ons al baie die preke gehoor uit die melaatse, hulle moes uitroep en hulle moes mense waarsku, hulle is melaats, hulle is die uitvaagsel, weet jy, ek lees nou dag, hulle het selfs party vir, as jy melaats het, hou hulle begrafnis vir jou, want wat jou aan betref, as jy melaats het, is jy dood, jy's weg, hierdie ouens daar buitekant, niks werd, hulle beteken niks, hulle het niks geld nie, hulle lyk nie goed nie, hulle ryk nie goed nie, hulle voorkoms is alles behalwe iets wat jou gaan bang maak, maar God sê, gee my daai donkies. Is dit nie amazing nie? 4 melaatses. I mean, that's ridiculous. Maar God het dit so bewerk, sê die Bybel. En hier stap hulle, sleepvoete, hulle is so swak, hulle is so honger, hulle sleep hulle voete, en God vat 'n amplifier. Hulle voete. En nou as word doef, hier kom, hulle sê, hier kom een hele 4 melaatses. God amplified dit. Wat anders? En het klink soos 'n hele army. Daai ouens skrik so, hulle vat die pad, hulle hardloop, man. Jy sien net daar, as dit so droog soos, net stof sien staan, en daar gat hulle, 4 melaatses. Maar jy sien God, het dit so bewerk. God het 'n plan gemaak, en hier stap die 4 melaatses in, en jong, nou gebeur daar wonderlike dinge, en ek wil hê ons gaan net so vinnig daarna kyk, wat gebeur, kom ons lees dit net gou. Ja, okay, daar hardloop hulle weg. Toe die melaatse by die kant van die kamp aankom, het hulle by 'n tent ingaan, hulle het geëet, en hulle het gedrink. Hulle het ook silwer en goud en klere daar gekry. Ek wonder baie keer, hoekom maar die soldate, hulle gaan nou veg, dan vat hulle al hulle silwer en goud saam. Funny, ne? Zeg maar, bang hulle vrouens gaan Woolworths en Miladies toe met die geld, ek weet nie. Maar, ja, vat die goed saam, en nou is hulle aan die tent, maar in elk geval is daar met die goed, en hulle het dit weggesteek, hulle het ook by ander tente gegaan, goed gevat en dit begrawe. Ja, hulle sê, happy days, ja, feest, julle vrolik, maar ja, hulle eet en hulle drink en hulle maak hulle goed by mekaar, hulle kleer, hulle trek, dis net dat, 'n jolly tyd. Maar dan kom vers 9 en hy sê, daarna sê hulle vir mekaar, wat ons doen, is nie reg nie. Dis 'n dag van wonderlike nuus, en ons sê niemand daarvan nie. As ons wag tot dit lig word, sal 'n onheil ons tref. Kom ons gaan en vertel dit by die paleis van die koning. 4 melaatses, maar God het dit so bewerk. Kom ons kyk net gou wat het daar gebeur, en dan maak ons hom ook so geestelike toepassing, as dit reg is met julle. Nommer 1, hulle eet lekker.
Ja, onthou, hulle het nooit kos gekry nie. Onthou, hulle sit daar buitekant, as jy gelukkig is, iemand iets gooi hulle pad. Ewe skielik is daar nou genoeg kos, en daar's lekker kos, en hulle kan eet, en hulle kan versadig word, en as min dinge so lekker soos lekker eet, is dit nie waar nie. Ja, om te kan lekker eet, is die wonderlik, en dit is die eerste ding wat by die melaatses gebeur, hulle eet lekker, toe hulle daar kom. Broers en susters, kan ek vir jou sê, Jesus sê, ek is die brood van die lewe, ek is die water van die lewe. Man, as jy by Jesus uitgekom het, en jy eet daar die geestelike brood, en jy ervaar hom, hey, daar op hierdie aarde, nee, is daar niks so lekker, as om 'n kind van die Here te wees, as niks so lekker, soos om vanaand hier te kon staan en sê, Here, U is koning, U alleen aanbid ek, daai is 'n pragtige liedjie, en net bewus te word van hom, en om te, jy word versadig, jy kry tevredenheid, en broers en susters, dis wat gebeur, wanneer jy by Jesus kom. Dit is jammer vir die mens, wat Jesus nie ken nie, want daar is 'n geestelike honger, jy gaan soek alles, man, ou Barry, wys my vandag dwelms, wat die ouens nou gebruik, jy kan nie goed nie glo nie, man, heerlikheid, ons het op gras geloop, nou vandag rook hulle gras, jy weet, ek weet nie wat, het is wel het sulke ander van die gras en goed, jy moet het sien, man, want jy sien, jy is honger, jy soek iets, maar ons het die brood van die lewe, ja, net soos daar, sin is wonder. Nommer 2, hulle was arm, hulle was vrekarm, hulle het niks gehad nie, gelewe op almoese, haar buitekant uitgewerp, nie 'n sent op hulle naam nie. Nou, hande vol goud, silwer, hulle rol in die geld, man. Hulle is gelaai, hulle banke loop oor, hulle is af, Absa Bank toe, Barclays Bank, Capitec en what's a thing, alles, en hulle is daar, en hulle gaan deposit die goed, as dit nou vandag se tyd was, nie. En ewe skielik, nie meer arm nie, maar nou ryk. Wat 'n verandering, hè? Dis fantasties om genoeg kos en nog baie geld in jou sak. Dis wonderlik, dis 'n wonderlike plek om op te wees, en hulle is skatryk mense. Broers en susters, weet jy wat, die armste van arme mense, is nie een wat sonder geld is nie. Die rykste van die ryk mense, is nie mense wat geld het nie, maar sonder Jesus, is jy arm. Die Bybel sê inteendeel, jy is arm en beklaanswaardig. Ag, jy's 'n ou wat moet, jy's shame. Weet jy wat geestelik is, jy's soos 'n melaatse, as jy Jesus nie het nie, man. Maar hy's daar, jy moet hom net vat, en dit bring vir jou 'n rykdom, dit bring vir jou skatte, wat jy nie kan kry. Ag, ons ken almal, Efesiërs 1 vers 3, hy sê, prys God die Vader, ons Here Jesus Christus voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons, deur wat Christus gedoen het hy ons geseën met elke geestelike seëning, wat daar in die hemele is. Hey, wie wat, ons is biljoenêrs, ons is skatryk, ons het die ewige lewe, ons het vrede, ons het blydskap, ons het hoop, ons sien kans vir 2016, met al die goedes wat gebeur, sê ons, hey, bring it on, hoekom? Want ons ken die Alpha en die Omega, ons ken die eerste en die laaste, ons ken die begin en ons ken die einde, hy is in ons kamp, ons veg saam met hom, we gonna make it. Dis die ryk mense, en ons is skatryk, met die goedheid van die Here, met die guns van die Here, met die genade, skatryk. Die derde ding wat hulle gekry het, onthou, hulle leef in lappe, en vodde, man, hy klere is al verslete, waar kry hulle nuwe klere, en die goed stink, dit is vol gate, en in mekaar, hier kom hulle in, die beste klere, hulle trek aan, hulle eet, hulle het goud, hulle trek, hulle kyk, hulle sien nie as daai sere raakie, al wat hulle sien is die mooi klere, hulle lyk so deftig, hulle lyk so mooi, hulle lyk so fantasties, en weet jy wat, broers en susters, dis wat presies wat gebeur, wanneer jy by Jesus uitkom, man. Hey, ons almal was vol sonde, lelike goed, vreeslike goed, op pad hel toe, man, stinkende, lelike, vuil sondaars, maar dan kom jy by Jesus uit, dan maak hy jou skoon, sy bloed was jou, en hy reinig jou, en hy gee vir ons 'n nuwe kleed om aan te trek. Jesaja 61 vers 10 sê dit so mooi, hy sê, ek verheug my in die Here, ek is bly in my God, want hy het vir my klere van redding aangetrek,
en vir my die mantel van regverdigheid omgehang. Ek is soos 'n bruidegom met sy suurkroon, soos 'n bruid verfraai met haar juwele. Wow, as jy by Jesus uitkom, gee vir jou 'n nuwe kleed, man. Hy maak jou lewe nuut. Jy lyk anders, jy is anders, jy tree anders op. Jy's 'n nuwe mens. Dis die beste plek. Hey, luister, dis die beste ding wat jy ooit kan doen, is om na Jesus toe te kom, want hy wil vir jou die kleed van geregtigheid. Hy wil jou maak soos 'n bruidegom, soos 'n bruid. Jy moet beautiful lyk. Dis wat gebeur het. Maar jong, dan doen hy melaatses iets wat vir my sê dit baie van hulle karakter. Sê vir baie van hulle karakter, wat hulle daar in die 9de vers sê, wat ons doen, is nie reg nie. Dis 'n dag van wonderlike nuus, en ons sê niemand daarvan nie. Dit sê dan iets van daai ou se karakter. Kyk daai klomp ons in daai dorp, nê, het hulle sleg behandel. Kyk daai ons in daai dorp, nê, het hulle uitgesmyt, het hulle verag. Hey, wat sê ek? Nie daar by my kom nie, man, loop, jy's melaats, weg is jy. Regtig, nie nice behandel nie. Nie vriendelik met hulle gewees nie. Afgesny, een kant verlate, weg, vir dood oorgegee. In die een kant kan jy dalk dink, payback time, my mate. Ons gaan nou lekker, dat hulle maar suffer daar binne. Hulle wil mos so met my maak. Ek weet julle doen dit nie, maar ek doen dit partykeer. Ja, kry vir jou. Lekker, jy wil mos. Nee, hierdie ons nie. Het sê vir baie van die karakter. Hulle sê, wat ons doen, is die reg nie. Kom ons stap oor, en kom ons gaan vertel hulle. Weet jy wat, broers en susters, hulle neem net daar besluit, stap op, gaan na die stad toe, en hulle gaan vertel hulle. Elkeen van u wat vanaand hier sit, en wat Jesus Christus leer ken het geestelik, soos ek het laat gesê het, ook ontvang wat die 4 melaatses ontvang het. Ons het geestelik soveel van die Here ontvang. Ons het soveel van hom gekry. En elke kind van die Here, as ons vanaand getuienis gee, dan gaan jy vir my sê, wat jy alles ontvang, wat die Here alles vir jou gedoen het. Kan ek met nederigheid en met ongelooflike dankbaarheid sê, die ouens in Primrose Oos, kry baie van die Here. Weet jy, elke Sondag kom ons hier, en die orkest is ingebid, en hulle wag, en hulle bedien ons, man, en hulle vat ons reg in die hemel in. Ons kry so baie, ons het soveel rykdom, wat die Here elke dag vir jou en vir my gee. Weet jy wat? Jy doen nie reg, as jy dit alles vir jouself hou nie. Weet jy kan nie selfsugtig wees nie. Weet jy kan nie al die mooi rykdom en seën en guns en goedheid van die Here net vir jouself by mekaar maak. Nee, kom ons leer vanaand by hierdie 4 melaatse en ons besef, man, as 'n wêreld wat verskriklik agteruit gaan, as 'n wêreld wat in 'n krisis lewe, as 'n wêreld daar buite wat geen hoop het nie. Die ouens pleeg selfmoord op stringe, want hulle weet nie meer watter kant toe nie. Hulle gryp hiernatoe en hulle gryp daarnatoe, want die wêreld is in 'n toestand, die wêreld se gemors en regtig is dit lyk regtig nie goed nie, maar jy en ek het wat hulle nodig het. Jy en ek het daai goud gekry, jy en ek het al die kos gekry, jy en ek het al die klere gekry, en ons sit hier buite kan ons sê, dat hulle maar doodgaan in die wêreld, dat hulle maar die wêreld kry vir julle wil mos nie die Here dien nie, julle wil mos nie, is nie reg nie, is nie reg nie, ons kan dit nie doen nie. Dit het 'n paar goed gekos van hierdie melaatses, om dit te kan doen. Nommer 1, dit het moed gekos. Kyk, hulle is nog steeds op die swartlys. As hulle stad toe gaan, kans is goed, hulle gaan doodgemaak word. Maar hulle die moed, hulle die guts om te sê, ons het goeie nuus, en ons gaan nie bang wees nie. Ons vrees nie dat hulle ons gaan doodmaak nie. Ons gaan opstaan, ons gaan stad toe, ons gaan hulle vertel.
hulle die moed van hulle oortuiging. Ek weet, my broers en susters, dit vat moed om na die wêreld toe te gaan en vir hulle te wys hoe lyk Jesus Christus. Dit vat moed om vir die wêreld te wys, ek het 'n ander standaard, ek het 'n ander norm, ek leef volgens ander dinge, ek leef nie volgens die wêreld so goed nie. Dit vat 'n ou met ruggraat, dit vat 'n ou met moed om uit te staan. Daar's in hierdie jaar meer Christene doodgemaak as in die laaste 50 jaar. Koppe afgesny, kele afgesny. Dit vat moed om op te staan en uit te staan vir Jesus Christus. Net soos wat daai Jode, daai Melaatses moed gevat het. Die tweede ene, en ek sukkel vir Afrikaanse woord, they must have had compassion. Hulle het gevoel vir daai ouens in daai stad. Hulle het nie kwaad gewees vir hulle. Hulle het nie gehaat nie, maar hulle het regtig, en daar sê 'n mooi Afrikaanse woord vir compassion. They really had compassion for their fellow people. En hulle sê, nee man, ons kan nie laat hulle so ly nie. Ons kan nie laat hulle so agteruit gaan nie. Ons het iets vir hulle en ons moet dit gaan vertel. Broers en susters, sal die Here nie weer by jou en my 'n passie vir 'n verlore gaande wêreld opwek nie. Sal die Here by jou en my nie weer iets wakker maak en sê, Here, dat ons 'n passie sal hê vir my boetie en my sussie en my vriende en my mense en my bure en my wie ook al en my werksmense wat besig is om verlore te gaan nie. Let's develop a compassion, want dis wat hulle gedryf het. Weet jy wat, broers en susters, niks illustreer die liefde van die Here soos iemand wat compassion het, wat na iemand toe gaan wat dit glad nie verdien nie, wat nie verdien dat jy na hom toe uitreik nie, wat nie verdien dat jy hom ophelp nie, wat nie verdien dat jy hom by die hand vat nie, wat nie verdien dat jy hom bystaan nie. Niks illustreer die liefde van die Here soos iemand wat compassion teenoor ander het wat dit nie verdien nie. Niks illustreer dit nie. Kom ons doen dit, kom ons in die lig, kom ons wees daar om dit vir die Here te doen. Nommer 2, hulle boodskap het redding gebring vir duisende mense binne in daai stad. Broers en susters, mense moet gered word. Mense gaan verlore. Ons het die boodskap, die blye boodskap. Ons moet hom uitdra. Wat ons doen is nie reg as ons vir onsself hou nie. Ons moet gaan vertel dat Jesus red. Ons moet gaan vertel dat hy leef, dat hy sy werklikheid. 2015 is vir ewig verby. Net so is die tyd wat ons die goeie nuus van Jesus Christus vir onsself hou, vir ewig verby. Ons kan nie meer kerk speel nie. Ons kan nie meer net us for and no more. Just come and bless us, Lord. Ons moet uitgaan. God sê, môre, hierdie tyd. Môre, hierdie tyd. Maar weet jy wat? Hy het manne nodig, vroue nodig, wat sal opstaan om sy wonderwerk te laat gebeur. God se môre kon nie plaasvind as hy nie iemand gehad het wat opgestaan het sodat hy hulle voete kon laat word soos 'n gepantserde stryd, leer en baans nie. So God se wonderwerk wag vir iemand om op te staan. Dit gaan moed vat, dit gaan durf vat en dit gaan passie vat om die goeie nuus in 2016 vir die wêreld te bring, sodat God kan sê, môre, hierdie tyd, kom ons staan vir 'n paar oomblikke voor die Here, asseblief. Maak nie saak hoe negatief dinge is nie. God het dit bewerk. En God kan nog steeds iets bewerk. Ek glo dit met my hele hart. Hy kan nog steeds iets bewerk. Môre hierdie tyd, 2016, kan my God ingryp teen alle verwagting, teen alle natuurwette, teen alle ekonomiese stelsels, teen alle menseplanne, teen alle bose aanvalle, kan God binne 'n dag, alles verander. My God can. I'm telling you, my God can. En hy soek dit manne en vroue wat sal opstaan en sê, Here, ons sal gaan. Ons is nie bang nie. Dan moet ons betaal met ons lewe, vir ons sal gaan. Want daar is goeie nuus wat wag vir hulle wat gaan.
Here, vanaand vra ek in die mooi naam van Jesus Christus, dat 2016 'n jaar sal wees, waar God 'n plan gemaak het, waar God iets bewerk het, waar die Here bonatuurlik, kragdadiglik ingegryp het, in elke man en vrou se lewe, in elke kerk se lewe, in ons land, Here, in ons volk, in ons owerhede, 'n kragtige werk van die Here. U kan môre, Here, vir ons sal dit jare vat om die ekonomie te draai, sal jare en jare vat, maar my God kan môre kan hy 'n plan maak. Net so kan hy dit doen, want U is die Almagtige. Ons bely dit vanaand, ons glo dit vanaand, ons verkondig dit vanaand, ons sing dit uit vanaand, ons maak dit bekend vanaand. Môre, hierdie tyd, kan God 'n verandering maak. Dankie Here, dat ons nie so sê, dan sal wees, dit kan nie wees nie, dit kan nooit gebeur nie, dat ons nie negatief sal wees, en hy het dit nooit gesien nie, maar dat ons vanaand sal sê, ja, ek sien dit nie, ja, ek kan nie, ja, my omstandighede laat dit nie toe nie, maar God kan alles doen. Ek dank U daarvoor. Seën my broers en susters. Here, ek spreek 'n seën oor hulle uit, en ek spreek die guns van die Almagtige Here oor elke omstandigheid uit, en ek vra in die naam van Jesus, en om U naams ontwil, Here, tot eer van U naam, môre, hierdie tyd, doen 'n wonderwerk. 2016, hierdie tyd, dat ons sal terugkyk en sê, God het 'n wonderwerk gedoen. Hy het deurgekom op 'n manier wat ons dit nooit gesien het, nooit gedink het, en nooit beplan het nie, want dis ons God, hy doen dit nog steeds. Ek dank U daarvoor. Here, help ons om hierdie dinge nie vir onsself te hou nie, maar om dit uit te dra, en oor te vertel, en te verkondig, sodat almal kan hoor en weet, ons God lewe, hy is 'n werklikheid. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. And the King is among us, and His glory surrounds us, and His fire is falling as we sing. And the Savior is for us, and His love is victorious, and revival is rising in His name. Yes, it is. And the King is among us, and His glory surrounds us, and His fire is falling as we sing. And the Savior is for us, and His love is victorious, and revival is rising in His name. And the King is among us, and His glory surrounds us, and His fire is falling as we sing. And the Savior is for us, and His love is victorious, and revival is rising in His name. We see revival rising up. We see revival rising up. The King is among us, His glory surrounds us, His fire is falling as we sing. The Savior is for us, His love is victorious, revival is rising in His name. Oh God.
surrounds us. His fire is falling. The Savior is for us. His love is victorious. Battle is rising.